Goeiemiddag, Suid-Afrika. 1500 Suid-Afrika tyd met die berig. Dit is die 9de April, donderdag. En dag 2 van die ceasefire. Wat baie wankelrig is. Ons het gister gesien hoe Iran die Strait of Hormuz oopgemaak en 'n ruk later weer toegemaak en gesê skepe wat daar deur gaan moet eers met hulle operate, met hulle reël om deur te gaan veilig, want Israel is besig om Lebanon te stryk. Iewers het hulle 'n misverstand of iets nie verstaan nie, want Lebanon, Hezbollah is nie deel van die ceasefire agreement tussen Amerika en Iran nie. Hulle probeer dit nou deel van dit maak. Verder gaan Iran voort met publieke aankondigings van hoe hulle sal nie hulle Iran opgee nie, hoe hulle sal definitief voortgaan om Iran te verryk en hoe hulle gaan definitief voortgaan met die stryd of 'n moers toetou. Maar soos ons nou al vir Iran ken, hulle onderhandelaars, hulle doen baie keer hierdie tipe ding in die publiek. Maar wat hulle agteraf doen in privaat met die onderhandelaars is 'n ander storie. Hulle moet in die publiek net sê wat hulle populasie moet hoor sodat hulle vir hulle populasie wys. Hulle is nog sterk, staan nog sterk en hulle is nog in beheer van die omstandighede. Maar in reality is hulle nie in beheer nie. So wat agteraf gaan in die onderhandelinge wat ons nie van hoor nie, is dalk heel ander stories wat hulle publiek maak op die media. Verder het hulle ook gegaan gister, het president Trump 'n aankondiging gemaak, of nie aankondiging, hy het oor gepraat. Daar was op die oomblik 3 verskillende 10-punt planne wat uit Iran uitgekom het, Kammersdag. Van hulle planne, 3 verskillendes. Waarvan die meeste fake news is. Iemand het eers begin met, en die probleem is, iemand het eers begin met 'n 10-punt plan wat hulle opgetrek het, lyk soos met AI of iets. En die media, die liberal media, saai dit uit as feite, dis die feite. So daar's 3 verskillende 10-punt planne wat van Iran Kammersdag afkom, wat nou al onderhandel is en wat sterk staan. En nie een van die 3 planne is in werking nie, nie een van hulle nie. So, dat hulle werk met ander planne anyway. Verder, as jy nou kyk na die res van die skietstaking, dit lyk dit is baie stiller begin raak op die oomblik tussen skote wat uit Iran uitkom. So, dit lyk my stelselmatig kom die nuus uit by die mense op die grond. Hulle moet ophou skiet in Israel in en in hulle buurlande in en so aan. So daai gaan uitgesort word in die volgende paar dae, maar die skietstaking is maar stil op die oomblik en wankelrig en die Amerikaanse weermag is besig om te hergroepeer en aan te vul. Dis mos nou tyd om ganste olie en ammunisie te laai en magasyne vol te maak. Hulle is nog steeds in die omgewing en as hierdie ding skeefloop, gaan hulle maar net voortgaan met die strikes en dit weet Iran. So dit is die stand van sake vir vandag. Sien julle later. Ek's Monay Botha van Koepel TV hier uit Nashville uit. Dankie.